van die erediens vanmôre. Psalm 33 sê ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van die God van liefde en die God van verhoudings, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het nou laas Sondag 3-eenheid-Sondag gevier en ons het veral gepraat oor die verhoudinge binne die 3-eenheid. Ek weet nie wie van julle kan onthou daai beeld wat ek gehad het van die ewige dans tussen die 3-eenheid. Ons het gesê dat Vader, Seun en Heilige Gees so intiem in verhouding met mekaar leef, dat hulle eintlik onafskeidbaar van mekaar is. Ons het gesê dat die mooiste waarhede van die 3-eenheid is dat God nog altyd in liefde bestaan. God was en is nooit eensaam nie. En ons het gesê dat liefde in die hart van ons Christelike geloof staan. Om na die beeld van God geskep te word, beteken dat ons in verhouding leef, in verhouding met God, in verhouding met mekaar. En daai verhoudings is gebaseer op liefde. En dan het ons oor die perikoresis gepraat, die ewige dans van God. En daai liefdevolle beweging en gemeenskap tussen die Vader, Seun en die Heilige Gees. Volmaakte liefde, volmaakte eenheid, volmaakte vreugde, wat in ewigheid af tussen hulle vloei. En dan kom die evangelie, en dit sê dat Jesus op 'n plek in geskiedenis aarde toe gekom het, om spasie vir ons as mense te maak, vir daai dans om oop te gaan, en ons in daai dans in te nooi. Nou wat beteken dit dan nou vir ons lewens en ons verhoudings met mekaar, as ons deel raak van hierdie verhouding en gemeenskap tussen die Vader, Seun en die Heilige Gees? So wat ons uit ons skrif uit leer vandag, dat dit ons in 'n posisie plaas om te bid en in te tree vir ons geliefdes. En baie interessant, hierdie is die eerste plegtige gebed wat ons in ons Bybels opgeteken het. So as 'n mens by 1 Genesis begin lees, is dit die hele tyd God wat eerste na die mens toe nader, God wat sien, God wat sorg, God wat afkom aarde toe. Hierdie is die eerste keer wat 'n mens na God toe nader en 'n plegtige versoek aan hom rig. 'n Paar interessante punte wat ek net wil hê julle nou moet oplet in hierdie gebed van Abraham wat ons vandag gaan lees, is dat eerstens, hy bid nie vir homself nie, hy bid vir Lot. So hy tree in vir sy broerskind. Tweedens, Abraham is net in 'n posisie om in te tree vir sy geliefde as gevolg van sy verhouding met God. As hy nie 'n verhouding met God gehad het nie, sou hy eerstens nie geweet het wat in Sodom gaan gebeur nie, en tweedens sou hy nêrens naby 'n plek gewees het waar hy met God kon praat hieroor. En dan derdens, let op na die absolute vertroue wat Abraham in God se regverdigheid plaas. Hy pleit vir Lot se lewe op gronde van 'n regverdige God, wat nie die onskuldiges saam met die skuldiges sal straf nie. Kom ons lees saam, ek het die boodskap vertaling by my vanoggend. Genesis 18 vers 22 tot 33. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die
na die Here toe en gevra: Sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal U die plek werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie? U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie? Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie? Toe sê die Here: As ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê: Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is 5 minder as 50. Sal U die hele stad vir 5 verdelg? Hierop antwoord die Here: Ek sal dit nie verdelg as ek 45 dae kry nie. Toe praat Abraham weer met die Here: Miskien sal daar 40 gevind word. En die Here sê: Ook vir 40 sal ek dit nie doen nie. Abraham sê toe: Moet tog nie kwaad word as ek nog 'n keer praat nie, Here. Miskien sal daar 30 te kry wees. En die Here sê: Ek sal dit nie doen as ek 30 dae kry nie. Abraham sê: Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry. En die Here sê: Oor die 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham: Moet tog nie kwaad word nie, Here. Ek wil net nog 1 keer praat. Miskien word daar net 10 gekry. En die Here sê: Ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het hy weggegaan en Abraham het na sy plek toe teruggegaan. In die vertaling wat ons daar op die bord gehad het, was dit vir my so mooi. Vers 32. En Abraham het die laaste keer gevra: Here, moenie kwaad wees nie, maar as daar 10 is, wat dan? En weer het die Here Abraham gerus gestel dat hy die stad ter wille van hierdie 10 sal spaar. So, vir my so mooi dat die Here vir Abraham die hele tyd gerus stel, geduldig. Abraham tree in vir sy broerskind. Hy smeek die Here om sy geliefde familie te spaar van die verwoesting wat vir Sodom voorgelê het. En interessant, die verse wat hierdie vooraf gaan, word al geskryf van die Here se gedagtes. Hy probeer besluit of hy vir Abraham gaan vertel van sy planne of nie. Luister bietjie na vers 17 en 19. Terwyl hulle so stap, het die Here gedink: Sal ek vir Abraham wegsteek wat ek met Sodom gaan doen? Vers 19. Van alle mense het ek Abraham uitgesoek om my spesiale boodskapper te wees. Hy het nog altyd naby my geleef. En dan deel die Here sy planne met Abraham oor wat met Sodom gaan gebeur. So die Here besluit om hierdie stukkie inligting vir Abraham te gee, omdat Abraham naby aan hom leef. So, as jy nie 'n persoonlike motivering of begeerte in jou hart het om 'n verhouding met die Here te hê, doen dan dit ten minste vir die onthaalwe van 'n mens se geliefdes. Want dan, wanneer die storms van die lewe tref, is 'n mens dan in 'n posisie om in te tree vir daai mense. Wanneer 'n mens in verhouding met die God van die heelal leef, is hy hier naby 'n mens. En wanneer dinge begin skeefloop, kan 'n mens dadelik vir hom vra: Here, help my geliefdes. Watter ander voordele is daar wanneer ons vir ons geliefdes bid? So kom ek vertel vir julle so klein geheimpie. Ek kan nie die mense rondom my verander nie. Ek het nie die vermoë om ander mense beter of wyser te maak nie.
Ek kan nie my man of my kinders manipuleer om te wees soos wat ek hulle graag sal wil hê. Glo my, ek het al probeer. Maar hier is nou die tip wat ek al geleer het. Ek kan hulle dalk nie verander nie, maar die Heilige Gees kan. Ja, daai stoute streke van my kinders en die moedswilligheid van my man sal ek nooit met 'n gekla of 'n gekerm of 'n geskree of 'n beklei uit hulle kan uitkry nie. Inteendeel dink ek maak dit net erger. Maar is dit my werk om hulle te vorm na my wil? Nee. Is dit die Heilige Gees se werk om hulle te verander en te vorm volgens sy wil? Ja. God wil hê dat ons van ons troontjies moet afklim en ophou om in sy pad te kom wanneer hy met ons geliefdes probeer werk. En is dit binne die vermoë van God om hulle te verander, om hulle te vorm en hulle te leer? Absoluut, 1000-maal ja. Nou, Gary Smalley is 'n verhoudingskenner in Amerika. En hy erken dat hy in sy huwelik van 38 jaar lank vasgevang was in dieselfde stryk wat baie van ons intrap. Ons probeer om as die Heilige Gees in ons geliefdes se lewens op te tree. En ons put onsself uit, deur om hulle te probeer beheer en te reg te help en te verander. Dr. Smalley het besef dat hy die emosionele veiligheid in sy huwelik afbreek, wat sy vrou eintlik nodig gehad het om te groei en te floreer. Totdat hy besef het dat dit nie sy werk is om verandering op haar af te dwing nie. Transformasie kan eers begin wanneer ons ophou om ander te probeer reghelp en 'n bietjie in die spieël gaan kyk. Wanneer ons begeerte na beheer oorgee, skuif ons die fokus van kritiek na intersessie toe. In plaas daarvan om ons woorde te gebruik as wapens, begin ons harte te verneder om vir ons geliefdes te bid. Sodoende vertrou ons dat God in hulle lewens 'n werk kan doen en in ons eie harte 'n werk kan doen wat ons self nooit sou kon regkry nie. En wat gebeur dan wanneer ons ophou om mense te probeer verander en te beheer? Ewe skielik begin daar spasie rondom ons te ontwikkel, waar mense veilig voel om hulle self te wees. En dit is net in so veilige ruimte waar mense enigsins die ruimte kan hê om te groei en te verander. Ek gaan vra dat julle 'n bietjie dink aan 'n persoon in julle lewens wat julle dalk op die oomblik baie frustreer of waar daar baie konflik in die verhouding is. Miskien is dit 'n huweliksmaat of 'n kind of 'n ander familielid of 'n vriend of 'n vriendin. Soms begin hierdie mense ons te vermy want hulle kan nie meer die kritiek en die beheer hanteer nie. En dan wil ek vra, of het julle daai persoon al in gebed na die Here toe gebring? Ons weet ook dat daar konflik was in die verhouding tussen Abraham en Lot. Abraham het baie moeite gedoen om die vrede tussen hulle te bewaar. Daar was konflik rondom hulle kudde, waar gaan hulle kudde wei en water drink. Lot het weggetrek, hy's op 'n stadium met sy hele familie ontvoer en Abraham is agterna om te gaan red. En tog het hy nog steeds die besluit geneem om weg te trek van sy oom af en in Sodom te gaan bly. Ons lees nie dat Abraham hom oordeel of sy besluite verbyt nie. Maar toe Abraham besef
dat Lot in gevaar was, het hy dadelik by die Here gaan smeek. En was hy toe gelukkig ook in die posisie om dit te doen as gevolg van sy verhouding met God. Wat nog meer, Abraham het vir Lot in God se hande toevertrou. Ons lees aan die einde van die teks vanmôre die volgende. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het hy omgedraai en in die rigting van Sodom aangestap. En Abraham het teruggegaan huis toe. Hy het nie voor God uitgestorm en self vir Lot probeer gaan red nie. Hy het nie agter God aangestap om seker te maak dat God vir Lot red nie. Hy het gebid vir Lot, die Here het hom gerus gestel en hy het vertrou dat God vir Lot sal sorg, beter as wat Abraham self ooit sou kon doen. En ek weet, dit wat ek vanmôre sê is baie keer makliker gevra as gedaan. Dit verg dat mense werklik 'n bietjie moet gaan sit en selfrefleksie toepas. Dit is nooit maklik om te erken as jy die oorsaak van konflik of onmin in 'n verhouding is nie. En baie keer skerm ons ook agter goeie intensies. Ons probeer dit wegpraat met woorde soos, ag, maar ek wil net die beste van hulle vir hulle hê, of wat gaan van hulle word as ek nie vir hulle intree nie. Maar daar kom 'n punt waar 'n mens oor daai grens trap van liefdevolle sorg en raad gee en waar dit eintlik oorgaan in beheer en manipulasie. En dit is vir my so mooi dat God vir Abraham oor en oor gerus stel. Hy raak nie ongeduldig met Abraham nie. God weet dit gaan oor Lot. God weet dit is Lot wat Abraham voorpleit eintlik. Dit gaan nie oor die 40 of die 45 of die 40, dit gaan oor Lot. En elke keer sê die Here vir Abraham, moenie bekommer nie, moenie bekommer nie, moenie bekommer nie, moenie bekommer nie, sonder om ongeduldig te raak. So ek gaan nou so 'n bietjie van 'n oefening vanmôre met ons doen. Ek gaan vir ons 'n liedjie speel en ek gaan vra dat julle elkeen aan iemand sal dink in julle lewens wat julle baie liefhet. Iemand wat in hierdie oomblik miskien baie frustrasie of bekommernis of hartseer by jou veroorsaak. Is dit dalk iemand met wie jy gereeld koppe stamp, of is dit dalk iemand wat daar alreeds baie emosionele afstand tussen julle is, soos met Abraham en Lot? Dalk is dit iemand in jou huishouding, jy wens net 'n bietjie anders te kan wees, of net 'n bietjie meer soos jy kan dink. So bring daai persoon nou in jou gedagtes. Dankie, Mandrie. Bring daardie verhouding nou na die Here toe. Plaas daai persoon in Jesus se skoot. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, hy genade, Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ons bely nou voor die Here dat ons die een is wat hierdie persoon probeer verander. Dat ons die Heilige Gees se rol in hierdie persoon se lewe probeer oorneem. Mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Oh
wat ons ingetree het oor te neem. Ja, ons is baie bekommerd oor hierdie persoon en wat gaan van hulle doen. En ons is dalk bekommerd oor wat van ons verhouding gaan word as dinge nie verander nie. Ervaar nou hoe die Here jou gerus stel, dat hy in beheer is. Want hy daardie persoon net so lief het, soos wat hy daai persoon het. Here om vir jou te wys hoe jy vir hierdie persoon 'n veilige ruimte kan skep waar hulle net hulle self en liefde kan wees in jou teenwoordigheid. Waar hulle warm kan voel, veilig kan voel, waar hulle kan groei en groei. Sy gunsrus oor jou lewe en 'n duisend generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 'n duisend generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe in 'n duisend generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy gunsrus oor jou lewe in 'n duisend generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg vandag in U teenwoordigheid te wees.
Dankie dat U 'n God is van verhouding. En dat ons verhoudings met mekaar ook vir U belangrik is. Here, dankie dat ons vir ons geliefdes by U mag kom pleit. Soos wat die Heilige Gees vir ons by U pleit. Ons vra dat die Heilige Gees ons sal leer om nederig te wees en om nie ons geliefdes te probeer verander nie, maar om eerder hulle aan U toe te vertrou. Dankie dat ons weet dat niks by U onmoontlik is en dat U enige verhouding weer kan heel maak. Help ons om mekaar lief te hê soos wat U ons lief het en leer ons om te bid vir ons geliefdes. Bid ook vir die wat swaar kry, die wat alleen voel, vir die wat siek is en vir die wat onseker is oor die toekoms. Omvou hulle met U vrede en laat hulle weet dat hulle nooit buite U sorg is nie. Ons vertrou onsself opnuut na U toe, die een ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan wie al die aanbidding, heerlikheid en heerlikheid behoort, nou en tot in ewigheid. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van die God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.